name, Jesus. Lord, we lift up your name. For how great is our God. How great is the name of Jesus, who can mend the brokenhearted and heal the sickness. We worship your name, Jesus. We sing to you. We sing to you, how great is our God. Oh, we worship your name. Oh, we worship you, Jesus. Splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God. We sing, how great is our God. And oh, see how
Jesus. We worship your name. We worship your name, Lord. Oh, let our hearts be changed by you. Oh, we worship your name, Lord Jesus. We worship your name, Jesus. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be swept away, Jesus, by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Let's make it us prayer. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Oh, renew my mind, Lord. Lord, renew my mind as your will enfold in my life and living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me closer. Hold me close, and let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. Lord, I draw close to you, Lord. And as I wait, I'll rise up like an eagle.
voor U wees, my God. Here, die krag is so oorweldigend. U mag is so oorweldigend. Die heerlikheid is so oorweldigend, God. Ek kan nie anders as om voor U te buig. En aanbidding. En aanbidding voor U, ons God. Ons Here en ons Meester. Here, hou ons naby aan U. Aan U voete. I will soar with you as your Spirit leads me on, and as I live in the power of your love. Here, hoe groot is U, my God. My siel wil dit uitroep tot U, hoe groot. Hoe groot, hoe groot. Hoe groot is U. Hold me close. Holy, holy. Holy forever are you, God. Holy, holy. Holy, holy are you, Lord. Heilige Here, heilig. Heilig, heilig. Ons buig voor U aangesig. Heilig is U, o God, heilig. Yes, glory. Glory, glory, glory. Holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy are you, Lord. Holy, holy are you, Lord. Heilige God. Ek staan in absolute verwondering voor U. Ek wil net laag neerbuig voor U, my God en my koning. Want U is groot. U liefde, Here, is oorweldigend. U genade, my God, is vir my onbeskryflik. U goedheid, Here, het geen einde nie. U is. U is. Here God, in die heilige teenwoordigheid voel ek as mens so klein, so nietig. Here, vandag buig ek voor U nie vir wat U doen nie. Ek buig voor U, Here, nie vir die wonderwerke wat U verrig nie. Ek buig vandag voor U, my God, vir wie U is. U is my Here. U is die Here van die leerskare, die koning van al die konings, die leeu van Judas stam. U is die een wat regeer, U is die een wat heers, U is my hoëpriester, U is my vader, U is my broer, U is my beminde, U is my alles. Dit kan nie anders as om voor U te buig. Baruch. Halleluja. Amen. U kan die sitplekke neem. Ek gaan vra dat Sarah, julle moenie sit nie, anders as julle soos popcorn.
Ek gaan vra dat Cyril en Ria vir my na vore kom asseblief. Is daar nog iemand wat saam met julle in die liefdesorg betrokke is? Kyk vir my na die gemeente. Ons wil gereeld tydens dienste wil ons van ons afdelings in ons kerk aan die Here toewy. En vandag is dit 'n voorreg om ons liefdesorg toe te wy. Ek hoop julle gaan omgee as ek eerlik is nie. Dit is 2 mense wat ook swaar kry. Dit is 2 mense wat ook behoefte het. Maar hulle harte is oop. En hulle deel uit en hulle bestuur ons liefdesorg met soveel liefde. Soveel empatie. Soveel compassion. Dat God kon nie vir ons 2 beter mense gestuur het om sy liefde uit te leef nie. En hierdie maand is ons liefdesorg maand. Ek gaan aan die einde van die diens 'n bietjie meer daaroor praat, maar ek wil hê u moet saam met my bid as daar van ons bestuursraadslede is, dat julle net vir my saam hier voorkom staan. En as daar nog iemand is, dan kan julle kom. Ons gaan ons hande op hulle lê en ons gaan hulle aan die Here toewy. En ons gaan God se wil oor hulle lewens spreek. As jy in jou banke sit, strek jou hande uit. Kom ons bid vir hierdie 2 mense. Aba Vader, u gee vandag vir my 'n belofte vir hierdie 2. Die sluise van die hemele maak oop oor julle. God verhef sy aangesig oor julle en hy seën julle. En hy gee vir julle meer as wat julle behoefte was. Meer as wat julle kan begeer. Meer as wat julle kan droom. Gee hy. Hy stort sy liefde vir julle 2 uit, omdat julle so onbaatsigtig julle liefde vir die gemeente uitstort. Here, ek bring hierdie 2 mense na u toe en ek plaas hulle voor u voete. En ek wil bid, Vader, dat u hulle sal vat in u hande, dat u hulle sal seën, hulle sal salf. Here, vir elke sent wat hulle uitgee vir ander mense, wil ek bid, Here, dat u 3voudig die behoefte in hulle eie huisgesinne sal voorsien. Ek wil bid, Here, vir elke beplanning wat hulle doen vir ander mense, my God, dat u met 'n magdom die beplanning in hulle lewens sal laat uitwerk. En Here, dat u koninkryk oor hulle sal gaan. So wil ek ook bid, my God, dat elke plek waar hierdie 2 hulle voete neersit, elke stukkie papier, elke geskenkie, elke kossies, elke wasmiddel wat hulle uitdeel, Here, dat dit gebruik sal word. En daar waar dit gebruik word, Here, dat die koninkryk van God gevestig sal word. Dat u saad lewendig sal word, saam met elke pakkie waspoeier, elke bakkie sop, elke botteltjie koeldrank wat hulle gee, elke koekie seep, Here, sal die saad van God uitdra. En ek loof u daarvoor. Nou wil ek bid, Here, oor hierdie 2 mense, die woorde van Psalm 23, net goedheid en guns sal julle volg al die dae van julle lewe. Amen. Amen. Prys die Here. Baie dankie. Julle kan gaan sit. Ek gaan eers aan die einde die nagmaal doen. Prys die Here. Ons gee net kans. Sy. Ja. God se teenwoordigheid. Ek moes so 'n paar weke terug moes ek hierdie preek gebring het en toe die Here dit so bewerkstellig dat ons dit nie kon doen nie. So vandag is dit my voorreg om te praat oor die kruislewe. En ek wil julle eers gou terugvat na toe my broer pastoor Jan de Villiers hierso gepreek het tydens ons vorige Pinksterdienste. Het hy hierdie 2 skrifte as sy tema skrifte gebruik, Romeine 8 vers 14 en vers 19. Vers 14 sê, for all who are led by the Spirit of God are sons of God. Ek gebruik juist die Engels, want die Afrikaans praat van kinders, maar hy praat eintlik die woord wat hy daar gebruik. We are the sons of God.
En dan sê hy in vers 19, die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Maar hoor wat sê die Amplified, even the whole creation, all nature waits expectantly and longs earnestly for God's sons to be made known. It waits for the revealing, the disclosing of their sonship. En ek moet myself vra, sedert hierdie preke gepreek is verlede jaar hierso, kon die aarde al sien dat ek as seun van God opgestaan het of nie? Ek moet myself daardie vraag vra. Kan die wêreld 'n verskil gesien het in my sedert daardie dienste? Toe ons almal hier 'n kommitment gemaak het voor God, dat ons 'n lewe van die kruislewe wil leef. Sien die mense nog steeds dieselfde Elma de Villiers wat Oktober 2018 in hierdie gemeente ingekom het? Of sien hulle 'n ander Elma de Villiers? Vandag wil ek met u praat oor die twee aspekte van die kruis, die priesterlike brug wat ons is, die koninklike autoriteit van God. Maar voor ons daarby kom, dit gaan alles oor leierskap. En selfs al sê jy vir jouself, maar ek is nie 'n leier nie, ek is 'n volger. Selfs 'n volger is 'n leier. Want jy moet leiding gee in hoe om te volg dalk. Maar so gebeur dit dat 'n man met 'n warm lugballon vlieg. En iewers in sy gevliegery raak hierdie man 'n bietjie confused en raak hy verdwaal. Hulle sê altyd vlieëniers is nooit verdwaal nie. Hulle is net tydelik onseker van hulle posisie. So hierdie man is tydelik onseker van sy posisie. En hy besluit, hy sien daar ver onder op die grond, sien hy staan 'n ou. En hy besluit hy gaan sy ballon so 'n bietjie laat sak. Laat hy net by daai man kan hoor, waar is hy? Toe hy so 'n paar voet van die grond af is, roep hy vir die man, hy sê, hoi, kan jy dalk vir my sê, waar is ek? Die ou kyk so op, hy sê, ja, is maklik. Jy sit so 30 voet bo kan die aarde in 'n lugballon. Die man skud sy kop, hy sê, ja, jy is seker 'n ou wat vir IT werk. Die ou sê, ja, ek werk met computers, hoe weet jy dit? Hy sê, wel, is maklik. Jy het vir my 'n tegniese korrekte antwoord gegee, maar dit het my absoluut niks gehelp nie. Die ou kyk so op, hy sê, jy is seker deel van die bestuur van jou maatskappy. Hy sê, ja, ek is. Hoe weet jy dit? Hy sê, is eenvoudig. Jy sit nog steeds in dieselfde gemors waar jy net was, maar nou is dit my skuld. Dis waar ons is. Die aarde is nog steeds in dieselfde gemors waar dit was 2000 jaar terug. Want die seuns van God het nog nie opgestaan nie. Hierdie aarde wag met reikhalsende verlange vir die seuns van God om op te staan. En ons moet die leiding vat. Ons moet die leiers wees en ons kan dit nie doen soos wat die wêreld dit doen nie. Lees saam met my Matteus 20. Vers 25 tot 28. Matteus 20, Jesus roep hulle toe nader, dit is nou sy disippels. En hy sê vir hulle, julle weet dat dit by die nasie so is, dat regerders oor hulle baas speel, soos die management, wat altyd almal blameer, en dat die groot manne die mag oor hulle misbruik. Dan sê hy hierdie verskriklike belangrike woorde, maar by julle moet dit nie so wees nie. Met ander woorde wat hy sê, daar is baie baase, daar is baie mense in hierdie wêreld, maar julle, my disippels, julle moet anders wees. Elke een wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. Vers 27. Elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. So is dit ook met die seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. En Rian het in daardie tyd het hy hierdie stelling gemaak en ek wil hierdie stelling weer hier opsit. Ek het die stelling so klein bietjie verander. Ons is nie hier op aarde om net op ons geestelike ervarings te fokus nie. Ons is hier om in alle opsigte en op alle plekke Christus te leef.
Ons is so gesteld op dit wat ek as kind van die Here beleef, op wat ek vanoggend in die diens gekry het, op wat ek vandag in die diens beleef het, op wat ek elke dag in my dagstukkie van die Here afkry, dat ek vergeet wat God eintlik van my wil hê, is nie wat ek moet kry nie, maar is wat ek moet wees. Die aarde wag met reikhalsende verlange vir die seuns van God om op te staan, vir ons om as leiers op te staan en te sê, Here, hier is ek. Maar dan sê hy, wag net so bietjie. Jy kan nie net opstaan as 'n leier en net 'n leier wil wees nie. Want 'n leier onder julle moet anderster wees as die leier wat daar buite is. Ek is in 'n leiersposisie. Ek is 'n strateeg in die lugmag. Wat ek sê, wat ek doen, wat ek beplan, bepaal in watter rigting die lugmag gaan inbeweeg. Dis eintlik vir my scary thought nou dat ek daaraan dink. Dis nogal scary. Maar ek skryf die strategie vir die lugmag. Ek skryf ons finansiële plan vir die lugmag. Ons besigheidsplan, ons capability planne oor wat ons in die toekoms moet hê, oor hoe ons in die ruimte moet ingaan. Ek moet al daardie goeders doen. Maar die Here sê vir my, dit is die tipe leierskap wat God nie soek nie. Hy het niks daarmee dat ek 'n leier is nie. Dit is nie 'n probleem vir hom nie. Maar dis nie wat hy op die oomblik soek nie. Hy soek leiers wat kan opstaan as seuns van God, soos wat hy dit gedoen het. Dit is die kruislewe. As jy kan onthou wat Rian met ons gedeel het, kan jy vir my daai ene met die kruis opsit. Net die volgende slide. Gaan net vir my nog een aan. Daarso. As jy kan onthou wat Rian met ons gedeel het, het hy gesê as ons na hierdie kruis kyk, is daar 2 balke. Die horisontale balk praat oor die koninkryk van God, die autoriteit van God. Dit is wat ek en jy moet lewe, die autoriteit van God. Die vertikale balk praat oor die priesterskap van God. En dit is wat ons moet wees, ons moet daardie priesterlike brug wees, wat hemel en aarde aan mekaar verbind, en wat God se autoriteit hier op aarde kan uitleef. Maar wat doen ons? Ons leef so autoriteit uit, dat ons vergeet om hemel en aarde te bind. Ek kyk nou die dag 'n diens. Ek gaan nie sê van watter kerk, maar so 'n groot kerk. Dis nie ek wat lei nie. Nee. Ek kyk nou die dag 'n diens. En dis 'n prediker vir wie ek altyd baie respek het. Mense, hy preek vir 1 uur en 15 minute lank. En 90% van daardie preek het gegaan oor wat hy doen. En oor wat hy bereik het. En ek sit daar en die Here sê vir my, dis die rede hoekom ek jou hierdie preek laat kyk het. Dit is nie die leiers wat ek nodig het nie. Dis nie die leiers wat ek soek nie. Ek soek mense wat weer kan lewe soos wat Jesus Christus hier op aarde geleef het. Mense wat weer die leeu kan wees, wat die koninklike autoriteit van God hierso kan inbring. Mense wat weer daardie band kan bring tussen hemel en aarde en Christus se priesterlikheid, die lam, daai sagtheid. En hierdie twee moet altyd saamgaan. Jy kan nie hulle split nie. Jy moet autoriteit hê, maar met die sagtheid van die lam. Daar's nou so 'n reeks videoklips wat op YouTube nou die rondte doen. Iemand het een videoklip gefotoshop en nou doen almal dit oor hierdie leeu wat so onthou van iemand wat hom jare terug gered het en dan red hy nou die man se lewe en nou dit hulle al verander na die leeu wat 'n hond red en die leeu het nou 'n hasie gered en al hierdie goeters. Dis nie wat God soek nie. Hy soek nie 'n Photoshop Christen nie. Hy soek nie iemand wat net aanpas soos wat vandag se preek nou vir hom sê nie, maar môre is hy iets anders. Wat God soek is mense wat werklik as leiers kan leef en wat werklik sy autoriteit en sy hemelse band kan deurbring aarde toe. Dis waarna God soek. Die werker daag vir die soveelste keer laat op by die werk. Sy baas staan so en tik en wag. En daar kom die man weer heel laat ingehardloop, sy das skeef, sy hare de mekaar. Sy sê vir hom, kom kantoor toe, ek wil 'n bietjie met jou praat. Sy sê, weet jy, dit is die soveelste keer wat jy nou vandag laat is.
Hy sê, ja mevrou, ek weet, ek is so jammer. Maar joh, vanoggend toe ek wakker word, toe trap ek op die hond se stert, toe skrik die hond en hy bespuit ons hele kamer. Toe moet ek eers my vrou help om die kamer skoon te maak. Sy sê vir my, ag man, vertel vir my iets wat ek nog nie gehoor het nie. Hy sê, joh, maar jy is baie mooi vandag. Eina, om priesterlik te wees, om priesterlik te leef, is nie om vir iemand met valsheid te sê, jy is baie mooi vandag nie. Daar is 6 aspekte wat belangrik is in ons priesterlike lewe. Die eerste ene vind ons in Tessalonisense 5 vers 17, begin by jou gebedslewe. Jou gebedslewe. Ek vra jou vandag, bid jy vir hierdie wêreld? Bid jy vir hierdie land? Of bid jy net vir jouself? Is jou gebed 'n persoonlike inkopieslys? Of is jou gebed besig om hemel en aarde aan mekaar te verbind? Priesterlike lewe. Priesterlike lewe sê, jy bid sonder ophou. So 'n paar weke terug het pastoor Johan Moller gepreek. En het hy gesê, God soek nie nice gebede nie. Daai preek steek nog steeds in my. Julle moet dit weer 'n keer gaan luister. Hy's op ons YouTube. God soek nie nice gebede nie. Hy soek nie grand gebede nie. God soek mense wat 'n kruislewe kan lewe, wat uit die diepte van hulle hart sal bid vir mense. God soek mense wat kan bid soos wat Jesus Christus in Getsemane gebid het. Selfopofferende gebede. Dis wat God soek. Hy soek 'n priesterlike lewe van gebed. Hy soek saam met dit 'n priesterlike lewe van liefde. Galasiërs wat vir ons sê, leef, dien mekaar in liefde. Hoe bring ek hemel en aarde na mekaar toe? Deur lief te hê. Deur nie valslik vir mense te sê, jy's 'n baie nice mens, en ja, jy's so vriendelik, ag nee, ek is mal oor jou. En dan agter sy rug konkel jy. Ek kyk nie hierdie Survivor programme nie, maar om een of ander rede het ek nou die dag gesit en binge watch Survivor. Madre, daar is geen liefde van God daar nie. Hulle sal hierdie twee staan en praat en sê, nee, ek beloof, ek is aan jou kant, ek is saam met jou. Dan net daarna draai na hierdie ou toe, nee, ek is aan jou kant, ek is saam met jou. En dan as hulle kom by die stem, dan is hy heeltemal aan die ander kant. God het nie plek of tyd vir mense wat nie in opregtheid mekaar met liefde kan bedien nie. As jy nie met liefde kan bedien nie, moet dan eerder nie bedien nie, want dan is jy besig om vals te wees. Priesterlike lewe beteken, jy bid sonder ophou, jy dien mense met absolute liefde, en jy kan hulle met liefde dien, omdat jy hulle vergewe, net soos wat die Hemelse Vader jou vergewe het. Jy kan nie sê, ek vergewe, maar ek sal nooit vergeet nie. Die oomblik wat jy dit sê, het jy nie vergewe nie. Gou vinnige vraagie. Wie van julle het al vergewe? Maar daai gedagte kom elke keer by jou kop op. Daar's eerlike mense. Dan dink jy, Here, ek het mos nou hierdie persoon vergewe. Maar ek nog steeds so kwaad as ek daaraan dink. Here, ek kners op my tande dat ek net kan keer dat ek nie iets verkeerd sê nie. Dis nie so maklik nie. Ek vra een keer vir my broer. Ek sê vir hom, hoe vergewe jy en kry nie meer seer as jy aan die situasie dink nie? En hy sê, dis baie maklik. Elke keer as jy daai seer kry, dan sê jy, Here, dankie dat U hierdie seer weggevat het. Hy sê, hou dit aan daarmee. Here, dankie, ek het vergewe. Hier kom hierdie gedagte weer op. Here, dankie, U het dit al klaar weggevat. Dit bestaan nie meer nie. En jy hanteer daardie persoon asof daardie insident nooit gebeur het nie. Dis vergifnis.
priesterlike lewe, bid sonder ophou, dien mekaar in liefde, vergewe mekaar, en aanvaar daardie enetjie, wat bietjie swak is in geloof. Jy kan die volgende vir my opsit. Aanvaar daardie een, wat dalk nie so sterk is soos jy nie. Moenie daai persoon oordeel nie. Priesterlike lewe het geen oordeel nie. Geen. Iemand bel my en sê, weet jy, pastoor, ek kan nie meer nie. Ek het nie meer geloof nie. En ek sê vir die persoon, is alright. Is alright, moenie worry nie. Ek sal vir nou namens jou glo, tot jou geloof terug is. Dis nie Bybels korrek nie. Maar ek gaan nie daai persoon veroordeel, omdat sy nie meer glo nie. Ek sal namens haar glo, en bid sonder ophou, haar in liefde bedien, haar vergewe vir wat sy dalk gedoen het teen my, of wat ook al. Dit is 'n persoon wat nogals iets teen my gedoen het. Ek sal haar aanhou vergewe, aanhou, tot die seer nie meer seer is nie. En ek sal haar bystaan, wanneer haar geloof swak is. Dit is priesterlike lewe. Priesterlike lewe beteken ook om te bedien, om daar te wees vir mekaar. Priesterlike lewe, dis wat Jesus gedoen het. Hy het sy disippels se voete gewas. Hy het hulle bedien. Hy het vir mense kos gegee, soos wat die liefdesorg doen. Hy het mense bedien. Dis wat priesterlike lewe beteken. Om te bedien. Om te dien. Om nie wag om gedien te word nie, maar om te dien. En bo alles, om Christus te leef. So die eerste ding van die kruislewe wat God van ons vra, is wees daar die brug tussen my en die aarde. Wees die brug tussen God en die aarde, deur te bid sonder ophou, deur lief te hê, en in liefde te dien, deur mekaar te vergewe, deur mekaar te aanvaar, maak nie saak wat jou geloof is nie, deur heeltyd in 'n bedieningstoestand te staan teenoor mekaar, en deur Christus uit te leef. En julle gaan sien, daar's nie 'n groot verskil tussen die priesterlike gedeelte en die koninklike gedeelte nie. Die baas kom by die werk aangery met 'n verskriklike grand kar. Gaan parkeer daar so, en die een werker staan so, en hy sê, baas, dis nou rarig, hierdie nuwe kar van jou, dis nou rarig, 'n grand kar. Sy baas sê vir hom, dis reg, en as jy aanhou om so hard te werk, ry ek volgende week 'n beter ene. As jy aanhou om te werk, kry ek beter. Dit is nie koninklike autoriteit nie. Dit is die wêreldse autoriteit. Dit is die autoriteit wat Jesus sê, maar dit moenie so onder julle wees nie. Dit is die autoriteit waarvan hy praat. So hoe kry ek koninklike autoriteit? Weereens, jy bid sonder ophou. Jy bid sonder ophou. Want dit is waar ons autoriteit lê. My pa het agter op sy kar 'n bumper sticker gehad, wat gesê het, prayer is the key that opens and closes heaven's doors. Gebed is die sleutel wat God se autoriteit oopmaak. Nou probeer ek dink, wat is daai man se naam? Hy is dood in 'n vliegtuigongeluk. Hy het vreeslike mooi boeke geskryf. Hy het 'n boek geskryf oor gebed. En in die boek sê hy, whenever you pray, you give God the authority to interfere in your life. Ja, Miles Monroe. Whenever you pray, you give God the authority to interfere in your life. So, as jy koninklike autoriteit wil hê, bid. Bid sonder ophou bid. Al is die pad lank, al is jou krag moeg, bid sonder ophou bid. Dan begin jy autoriteit leef. Die volgende ene is lewe volgens God se woord. Sy woord. Sy woord. Sy autoriteit is in sy woord. In die begin het God gespreek en het gesê, laat daar lig wees, en dit was daar. Hy het
gespreek en gesê, laat daar plante wees, laat die aarde voortbring wat daarin is, en dit was daar. Johannes sê vir ons, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Daardie woord wat gespreek word, is God. Jy moet God se woord leef. Jy moet tyd spandeer in God se woord. Jy moet daai woord deursoek, ondersoek, bosoek, buite soek, oral soek. Jy moet daai woord bestudeer, want dit is waar jou autoriteit lê. Ons het as kinders, het ons in die sonnaskool moes ons altyd rympies, verse leer. Sondagoggend, voor kerk, gou short-term memory. Dan leer jy gou daai versie. Al die pad tot ons kerk toe ry, sê jou versie op, sê versie op, sê jou versie op, sê jou versie op, sodat jy net kan onthou om by die kerk, as jy in die sonnaskool sit en juffrou vir jou vra, dan kan jy vir tannie Roslie met die afarmpie. Dan sê sy altyd, Elmaatjie, wat is ons versie? Dan sê ek haar versie, dan voel ek so trots op myself. Maar weet jy wat? Jare later het ek al vergeet waar daai vers geskryf staan. Maar die inhoud van daai vers het in my hart vasgesteek. En elke keer wanneer ek in 'n krisis is, dan bring God sy woord vir my na vore en kan ek autoriteit daaruit kry. Dit is 'n lewe van koninklike autoriteit. Is 'n lewe in God se woord. En 'n lewe van geloof. 'n lewe van geloof. Nie glo in wat God doen nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Ek het dit al soveel keer van die kansel af gesê. Autoriteit gaan nie oor wat God vir my doen nie. Dit gaan oor wie God is. Want baie keer bid ek vir goed en dan doen God dit nie. Maar het iemand al upset geraak met die Here? Wat hy nie doen wat jy gevra het nie? Ja. Dan bid ek en sê ek, Here, rarig. Ek moet hierdie voorbeeld gebruik. Ou tannie Sannie wat by my bly. Haar liggaam is gebreek. Haar liggaam is regtig stikkend. Sy kan nie meer behoorlik loop nie. Sy kan niks optel nie. Haar ou vingertjies is so krom. Sy het fase 4 nierversaking. Sy is te oud, die staat wil nie vir haar dialyse gee nie. Sy het osteoporose, osteoartritis, you name it. Kyk, alle osteo's wat daar kan wees, het sy. Sy is in intensiewe pyn. En soveel keer dan sê sy vir my, ek verstaan nie, ek bid vir die Here, dat hy my moet kom wegvat, dat hy my moet huis toe vat. Sy sê, ek wil so graag huis toe gaan, ek wil so graag na my man toe gaan, ek wil so graag huis toe gaan. En ek bid vir die Here hoor my, ek bid, dat die Here haar moet kom haal, want sy is in lyding, en dit gebeur nie. Mense, ek sit en ek sê, Here, ek verstaan nie. Ek gaan vir julle nou, in alle eerlikheid, julle kan my nou fire hierna, maar ek gaan vir julle sê presies wat ek vir die Here gesê het. Ek het vir hom gesê, really? Really? Moet sy so ly? Kan u regtig nie iets doen om hierdie lyding vir haar te verminder nie? Weet jy wat sê hy vir my? Ek kan haar nie nou wegvat nie. Want as ek haar wegvat, wie bid vir haar kinders? Ja. Net dat het ek besef, ek bid nie eens vir haar kinders nie. Wie bid vir haar kinders? So geloof gaan nie oor wat God vir jou doen nie, maar oor wie hy vir jou is. Hy is op die oomblik die genadige God, wat haar deur hierdie krisisse dra, wat haar elke keer deur dit vat, al voel dit vir haar, sy gaan sterf, sy wil eerder sterf, hy dra haar deur dit, want hy het nog genade vir haar kinders, want sy boodskap is al die jare nog, dat nie een siel verlore sal gaan nie, en hy sal aanhou om daaraan te werk, dat haar kinders uiteindelik by hom kan uitkom. Want dit gaan nie oor 'n God wat net genees nie, dit gaan nie oor die genesing nie, dit gaan oor die God wat genade en liefde is. Dis waar my geloof is. Dit is 'n kruislewe. Is om te lewe in gebed, te lewe in God se woord, en om te lewe in geloof vir wie hy is. Maar autoriteit gaan ook oor nederigheid.
om hierdie koninklike autoriteit te hê. Toe daai man nou die dag so preek, en al wat ek ervaar is, hy blaas net sy eie beel. Hy is net die hele tyd besig om homself te blaas. Jy kon later sien, want hulle het kameras wat hulle doen, hulle sal fokus op die prediker en dan fokus hulle op die gemeente, en hy het 'n groot gemeente, sy kerk sit vol. Maar jy kan later sien hy het die gemeente verloor, want hy praat so oor homself. Hoe leef ek koninklike autoriteit? Ek doen dit in nederigheid. Ek doen dit nie soos wat ek dit doen as ek 'n generaal-majoor in die lugmag is nie. Kyk, as ek daai uniform aantrek en ek het daai range op my skouer, I'm untouchable. Don't mess with me. Maar as iemand in my kantoor instap, en ek sien die trane, en hulle sê, generaal, ek het nou nodig om met Elma te praat, dan beteken daai range niks. Dan gaan ek af na die vlak van 'n lugman, en nog laer, om daai persoon te bedien. Dit is koninklike autoriteit. Nie om te adverteer hoe goed jy is nie, maar om te lewe hoe goed God is. Koninklike autoriteit is om vir mense te werk, om hier op aarde dinge te doen, asof jy dit vir God doen. Kolossense, ja, jy kan hom opsit. Die volgende enetjie. Koninklike autoriteit. Al sê die baas, ja, gaan werk jy 'n bietjie harder, dan kan ek volgende week 'n beter kar ry. Koninklike autoriteit gaan daaroor. Here, ek wil hê u moet 'n beter koninkryk hier op aarde hê. Lewe vir dit. Here, 'n beter koninkryk hier op aarde. En dan weer dieselfde as wat ons by die priesterskap gesê het. Koninklike autoriteit gaan daaroor om Christus te lewe. Om Christus te lewe. Wat is die kruislewe? Die kruislewe is om absoluut die brug te wees tussen hemel en aarde, deur jou gebedslewe, deur liefde, deur vergifnis, deur net eenvoudig in God se woord te wandel en dit met mense te deel, deur mense te bedien, deur mense vir hulle te wees wie Christus is. Dit gaan daaroor om die koninklike autoriteit uit te leef. Dis wat die kruislewe is, om Christus se autoriteit uit te leef, om elke plek waar jy is, op te eis vir die Here, nie vir jouself nie. Dit kan nooit gaan oor jou nie. Dit kan nooit gaan oor wie jy is nie. Dit gaan alles net all about you, Lord. It's all about you. Dit is die kruislewe. Sit vir my daar die laaste slide op. What would Jesus do? Is die vraag wat jy vir jouself moet vra. In elke situasie, mense gaan kyk, gaan bestudeer sy woord, gaan kyk na wat het Jesus gedoen. Gisterand lees ek, terwyl ek voorberei vir die dagstukkie, lees ek hierdie verskriklike vloek wat die Here oor Egipte uitspreek. En dan sê hy, maar nogtans gaan daar 'n punt kom, wanneer Egipte na my toe gaan kom, en hulle gaan hulle geskenke na my toe bring. Kus gaan hulle geskenke na my toe bring, en ek gaan van Egipte maak 'n plek waar God aanbid word. Daar's altyd plek vir God se koninkryk om gevestig te word. Maar hierdie aarde wag met reikhalsende verlange vir jou en my om op te staan en 'n kruislewe te lei. Ons moet ophou om dit net Sondag te hoor. Ons moet begin om dit te lewe. Al lewe jy net een van hierdie aspekte, is al klaar 'n begin. Maak 'n verbintenis tussen elke persoon wie jy ontmoet en die hemel. Wees jy die brug tussen hulle en God. Wees jy die een wat vir hulle in diensbaarheid die koningskap van God uitleef. Ek gaan vra dat die broers of die mense met wie gereël is om die nagmaal te doen net na vore sal kom asseblief.
Die mooiste teken van ons God se priesterlike lewe het ons gevind die aand by die laaste avondmaal. Toe hy in die middel van die tafel gesit het, waar die leier moet sit, die koning, omring deur die mense wat hom moet bedien. En wat het hy gedoen? Hy het afgebuk en hulle voete gewas. Hy het afgebuk en hulle voete gewas. Mag God in ons 'n vlam wakker maak, wat sê, Here, ek wil die brug wees tussen hemel en aarde. Ek wil u autoriteit so uitlewe, nie soos wat die wêreld autoriteit uitlewe nie, maar soos wat u dit gedoen het. Want u het gegaan, u het u liggaam gevat, u het u liggaam gebreek, en u het gesê, hierdie is hoe julle autoriteit leef. Jy breek jouself voor God, en jy gee jouself oor aan God. Net so het die Here gegaan, en hy het gesê, hier is my bloed wat ek uitstort. Dit is hoe jy autoriteit leef, deur jouself te offer. Hierdie spreek van kruislewe. Wanneer ons jou bedien, wil ek vra, vat dit met 'n toewyding aan God en sê, Here, van nou af wil ek 'n kruislewe leef. Ek wil dit nie hou by verlede jaar se Pinksterdiens nie. Ek wil dit verder vat en ek wil dit begin leef.
Koning, ons